Ja, Here Jesus, dis wat ons doen, want ons erken U as ons God. U is die enigste. En daarom as ons nou na U toe kom, en ons wil U woord na U toe, met U woord besig wees, dan vra ek dat die Heilige Gees ons net sal gevangene neem. Elke woord sal hoor wat U vir ons wil sê. Dankie vir U woord. Dankie vir U Gees wat hier teenwoordig is. Help vir ons om nou te luister en te hoor. Amen. Kom sit. Nou, ek het gedink 'n goeie gedagte sal wees, ons is 'n bekende woord lees, Psalm 23. En Psalm 23 is 'n psalm wat die meeste van julle ken. Ek het in die week met iemand gepraat wat nie gelowig is, en toe sê ek, but you know Psalm 23, toe sê sy nee, ek sê, oh, the Lord is my shepherd, oh yes, I know that one. Maar hulle weet nie wat 'n psalm het is nie. Baie ongelowiges, ek het by 'n begrafnis al gehou van ongelowige, waar die mense gesê het, we want you to read this poem. En toe gee hulle vir my die poem van Psalm 23. So, mense ken Psalm 23 op verskillende maniere. Jy ken hom dalk as 'n prentjie teen iemand se muur. Dalk het jou ouma se ouma dalk hoe het hulle dit uitgewerk op met sulke naaldwerk en wat noem jy daai goeders? Kom help my asseblief. Tapisserie en geborduur en hy hang daar en hy het nou al stof opgegaar, maar ons ken Psalm 23. So vergeet alles wat jy gehoor het. Vergeet al, ek het al daaroor gepreek in die kerk. Vergeet daarvan. Kom ons lees dit en ek gaan die ou vertaling lees. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. So as ons bietjie dink oor 2019, ek het nie 'n idee wat vir ons voorlê nie. Ja, okay. Maar wat ek weet, en dis, ek gaan maar net sê wat ek weet, en ek weet dit, ek weet dat die lewe het reeds 2019 se tafel vir jou gedek. Dit wat moet gebeur, wat jy geen beheer oor gaan hê nie, is klaar daar, ergens in die lewe beplan. En ek weet, ergens in hierdie jaar gaan jy baie tye hê van voorspoed, en jy gaan tye hê van waar jy gaan lag en gelukkig wees, en hopelik gaan jy tyd hê waar jy een of ander tyd kan 'n lekker vakansietjie hou, en vleisie braai, en ek weet, dit gaan deel wees van 2019. Maar ek is ook nie 'n doemprofeet of 'n profeet nie, maar ek weet ook, daar gaan tye kom wat jy in die bed gaan lê, wat jy voel, maar ek is te moeg om op te staan. Daar gaan tye wees wat jy sê, maar ek is onrustig. Daar gaan tye wees wat jy sê, ek is dood bekommerd. Daar gaan tye wees wat jy gaan sê, maar ek is vir niks goed nie. Ek doen niks reg nie. Daar gaan sulke tye kom. Daar gaan tye kom wat jy voel, maar almal is teen my. Jy gaan dalk tye kry waar jy slegte nuus kry, slegte nuus oor jou gesondheid, of dalk oor jou werk, of iemand. Dit gaan dalk gebeur, en ek hoop nie dit gebeur nie, maar dit gaan dalk gebeur dat jou familie of vriende jou in die rug steek. Ons weet nie wat gebeur in 2019, maar wat ek weet, dit wat moet gebeur, is reeds beplan. En die lewe, soos wat die lewe is, het jou tafel gedek. Dis fatalisties as jy so daaroor dink, maar dit is so. Maar God weet ook. En dis waaroor hierdie Psalm gaan, is dat God sê, ek weet ook wat op jou tafel is vir 2019. En dan sê vers 4, sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf, die vertroos my. Die nuwe vertaling sê, al gaan ek deur die donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig.
Toe dink ek maar, as ek die Psalm sou kon skryf, as die Here vir my sou die kans gee om hierdie Psalm te skryf, dan sou ek dit heeltemal anders geskryf het. Ek sou geskryf het, ek hoef in 2019 en verder niks te vrees nie, want ek sal nie deur die dal van doodskade weer gaan nie. Maar is nie so nie. En daarom skryf, en dis wat ek so hou van God, hy skryf so realistiese goed, hy laat Dawid hierdie Psalm skryf, wat ons vanoggend glo, is God se woord, en hy weet, daar gaan ups en downs wees, hy weet dood eenvoudig, dat die lewe is so, en eintlik, sonder om fatalisties daaroor te dink, ons lewe altyd in die skaduwee van die dood, en dan praat ek nie net hier van die fisiese dood nie, ons lewe altyd so half in die moeilikheid, altyd maar iets wat broei. Ek sê maar, jy is altyd op pad na moeilikheid toe, of jy is in die moeilikheid, of jy is nou net uit die moeilikheid uit, dis waar jy is. Nou net uit die moeilikheid kan nou baie lank wees, maar dis soos die lewe is. Een van die tyd is daar downs, en God sê dit in hierdie Psalm, ek weet dit, en dis die effek van sonde, want die Here sê op 'n stadium vir Adam en Eva, hy sê vir hulle ouens, ek wil nie hê julle moet eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Want as julle dit eet, sal julle doodgaan. En God was ernstig toe hy dit gesê het. En toe hulle eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, toe sterf iets binne in hulle. En van daai tyd af, en dis soos die lewe is, lewe ons in 'n skadu van dood. Asof die dood en ons moeilikheid net so om ons is. En daai dood kan wees, die dood van 'n verhouding, dit kan verskillende goed wees. Maar ons lewe, loop ons maar die hele tyd, ons gaan maar die hele tyd in valleie in, en dan kom ons weer daar uit, en dan, dis soos die Here, dis soos die lewe is, en die Here sê, ek weet dit. En wat hy dan vir ons sê, is hierdie jaar wil ek hê, jy moet dit hoor, ek weet dit, en ek is, en dan sê hy in vers 1, die Here is my herder, maar dis nie genoeg nie. Hy sê, niks sal my ontbreek nie. So God sê, as jy weet, die lewe se tafel is vir jou gedek, en jy kan regtig niks daaraan doen nie, why worry? Julle is maar warriors, met 'n O, nie met 'n A nie. Plaas dat ons warriors is ons warriors. En die Here sê, dit gaan jou niks help in 2019. Wat jou kan help in 2019, is dat jy weet, die Here is my herder. Maar dis 'n kopbesluit, wat jy moet maak. Ergens in jou kop, is daar twee goed wat jy vandag moet besluit. Die een, ek gaan nou oor die tweede een praat. Die eerste ding wat jy vandag moet besluit, is om te sê, die Here is my herder. En mens dink eintlik is 'n no-brainer om dit vir Christene te sê, want as ek vir jou so vra, wie is jou herder, dan sê jy, maar die Here is my herder. Maar as vir die Here om jou herder te wees, moet jy bereid wees om deur die Here geherder te word. Want hierdie is nie net 'n nice psalm nie, is nie net 'n slogan nie, dis 'n verklaring. Tussen alle moontlike goed wat my kan lei in 2019 en verder, en tussen alle moontlike mense wat 'n invloed in my lewe kan hê, en my lewe gaan verander in 2019, kies ek om te sê, met my kop, die Here is my herder. En jy kies dit nie net vir oggend nie, jy gaan dit elke oggend nodig om te kies. Jy gaan in 'n situasie sit, en dan moet jy 'n kopbesluit neem, dit is nie 'n emosionele besluit nie. Dis 'n kopbesluit. Jy moet met jou kop werk om te sê, hier's 'n klomp emosies nou in my in, en 'n klomp goed is besig om met my te gebeur, en ek voel ek gaan dit nie maak nie. Maar hou. My kop moet vir my sê, maar die Here is jou herder. En terwyl ek dit sê, dink ek, maar vir baie van ons is dit so, dat ons toelaat dat iets anders vir ons herder is. Want wat gebeur? Ek neem my eie besluite. Ek volg my eie kop, ek sê ek wil dit so hê, en ek gaan dit so doen, ten spyte van wat ek weet wat reg of verkeerd is, wil ek dit so kies, dan is ek my eie herder. Of ek laat toe dat iemand anders ter my herder raak, ander mense begin invloed in my lewe hê, ander mense begin vir my eintlik my lewe vir my dikteer, dan raak hulle my herder. En die wêreld se norm sê vir ons, maar dit moet julle doen, en dis eintlik die regte ding, dan raak dit ons herder.
So is 'n kopbesluit wat jy moet maak, om te sê, daar's niks wat belangriker is, as dat God my herder is nie. Want dan sê hy, dan sal daar niks vir jou kort kom nie. Maar as iemand anders te jou herder is, as dit, sê nou maar net, roem, of sukses, of geld, of jou looks, is dalk jou herder. Kan ook wees. My looks sal nooit my herder wees nie. Ek het al probeer my kap aansit, ek lyk nie beter nie. Maar as dit jou herder is, enigiets anders as jou herder is, sal jy altyd iets ontbreek. Maar jy gaan nooit genoeg geld hê nie, jy gaan nooit genoeg sukses hê nie, jy gaan nooit mooi genoeg lyk nie, jy gaan altyd voel, maar ek kort iets. En dis wat hier staan, die Here is my herder, jy kom niks kort nie. En daai niks kort nie is permanent. Dis vir altyd. Kan jy dink vir 'n oombliekie, God, wat Jesus gestuur het, wat ons gemaak het, Jesus gestuur het, ons los kom koop het van sonde, wat vir ons kom soek en kom red het, hy sê, ek wil jou herder wees. Soos 'n kopbesluit. So ek gaan julle 'n bietjie 'n toets laat skryf. Jy gaan nou 4 vrae moet antwoord. En die 4 vrae gaan kyk of God jou herder is. Want aan die einde van die dag wil ek hê ons moet 'n kopbesluit maak en sê, maak nie saak wat met my gebeur nie. Die Here is my herder. Vers 2 sê en 3 sê, hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. 4 goed. 4 goed wat hier gebeur. Wat besig is met ons te gebeur, en daarop moet jy antwoord. Laat jy toe dat hy jou neerlê. En het is maklik om te sê, ja, maar ek weet, die Here is my herder, maar is dit 'n toets? Want as jy sê, die Here is my herder en hy laat my neerlê, dan moet daar ergens in jou dag, in jou lewe, ergens moet jy tyd maak om te sê, maar ek wil toelaat dat God van my tyd vat, dat ek by hom kan gaan sit, by hom gaan lê. Dis iets wat jy se moet besluit. Want ons leef in 'n wêreld waar ons net 'n slogan gemaak het. Hoor hierdie slogan, en jy ken hierdie slogan. Hoe gaan dit? Goed, net besig man. Werk hard, is besig. Dis 'n teken dat die Here jou nie lei nie. Want jy kan hoe besig wees, maar ergens moet jy vir hom sê, Here, U moet my lei weg van besig wees af, want ek hoor die Here sê, U is my herder, ek hoor die Psalm 23 sê, U is my herder, niks sal my ontbreek nie, U lei my, U laat my lê, by waters, by groen weivelde. Jy kan weet as jy daar op die gras gaan lê, lekker groen gras, so lekker lê. Dis wat hy sê. As jy nie toelaat dat God jou gaan lei in 2019 om te sê, Piet, en jou, wat jou naam ook al is, jy sal moet gaan tyd maak, want stilte tyd is nie opsioneel nie. Om tyd met God te spandeer is nie opsioneel nie. Dis nodig, daaglikse tyd, by God te sit, sê hy, laat my neerlê, by groen weivelde. Hoekom? Want hy lei my, ek moet toelaat, dat hy my lei na waters waar rus is. En ons sê dit, ja, die Here is my herder, maar die oomblik as hy my begin lei na waters waar rus is, waar hy my sy woord gee, want sy woord is die lewende water. Dan het ek 'n verskoning. Kom jy daarby uit nie? Ek kry nie tyd om Bybel te lees, ek kry nie tyd om te bid nie, ek weet in elk geval nie om dit te lees nie, ek verstaan dit nie. God het ons gemaak om by hom te rus. En ek praat nie oor 'n Sondag, dat ons nie op 'n Sondag iets moet doen nie, maar God het ergens, hy maak vir Adam en Eva, julle onthou mos nou. En wat is die heel eerste opdrag wat hy vir hulle gee? Nou hy vir hulle gesê het, vermeerder, wat is die heel eerste opdrag? Hy het hulle nou net gemaak, hulle word wakker, Adam word wakker en hy sien vir God. Die eerste ding wat hy gesien het was vir God. Hy sy oë oopmaak, hierdie moddermannetjie, sien hy vir God. En Eva wat uit die rib uitgemaak is, toe sy haar oë oopmaak, wie sien sy? Vir God. En toe hy van Eva nog toe hulle klaar getroud is, sê hy vir hulle die heel eerste ding wat julle moet doen, is julle moet rus. Want dis die eerste dag. God werk 6 dae, die 6de dag het hy die mens gemaak, onthou julle? En toe sê hy vir die mense, nou moet julle rus. En dan gaan ons begin met dan gaan ons begin met maandag. Dan begin die werk.
Nou moet julle gaan bewerk die tuin, trek al die vuilgoed uit. O, daar's nog nie vuilgoed gewees nie. Kyk, gee vir die diere name. Party van hulle het stupid name gekry, maar hulle het name gekry want dis hulle opdrag. Maar die heel eerste opdrag is rus. En daai rus beteken om by God te rus. Is om tyd te maak met God. As jy dan nie in die week so besig is, dan moet jy ergens op 'n Sondag gaan sê, is nie net om te nap nie, ja, is ook nodig, maar ek het nodig om dan hierdie spesiale tyd op 'n Sondag, as dit nie op 'n Sondag kan werk nie, ergens in die week, te sê, hierdie is my spesiale tyd met God. Jy moenie verbaas wees. As jy sê, die Here is my herder, en jy wil nie sy rus vat nie, dat hy jou dalk in 2019 op jou rug sit, en sê, nou lê jy in 'n hospitaalbed, nou luister jy. Ek wil hê jy moet rus. Want, derde ding is hy besig, sit my gou op, laat jy toe, dat hy jou siel verkoop. Want dis wat hy sê, hy lei ons na waters waar rus is, en die Engels sê so mooi, he restores my soul. Nou is die vraag wat jy moet vra, is die Here jou herder is, wat restore jou soul? En ek weet baie ouens, en dis nie verkeerd nie, sal sê, ag man, 'n lekker vuurtjie, en 'n lang drankie, aan die einde van die dag, en ek sê nie, dat is iets verkeerd daarmee nie. Dit restore my soul. Tot môreoggend. As jy weer moeg. Maar hy sê, is amazing. As jy toelaat dat ek jou herder is, dan sal ek jou rus gee, ek gaan jou laat my lê, jy gaan my woord kry, ek gaan jou rus gee, and I will restore your soul. Daar's niks wat permanent jou siel sal versterk, as God se woord nie. En daarom is dit vir my onmoontlik om sonder die Here te gaan, in 'n dag in. Want ek weet, hier restores my soul. En dan kan hy my lei, en dis die ding wat ek dink ons baie mee sukkel. Hy sê, ek vra die vraag, laat jy toe, laat hy jou lei in die spore van geregtigheid. Want elkeen van ons loop in iemand se spore. Jy het 'n legacy, jy kom van iemand af, jy kom van ouers af, wat vir jou sekere spore laat loop het. Jy kom van 'n leef in 'n wêreld, jy leef in 'n omgewing, waar mense voor jou loop, en jy loop agter mense aan. Ja, kyk maar net hoeveel ouens follow jy op Facebook, en op Twitter, en op Instagram, en Snapchat, en Snapchat is skrik alweer so oud, dis ek weer 'n nuwe ding. Hoeveel followers het jy, en hoeveel ouens follow jou, en ek sê, nie dis verkeerd nie, maar wie se spore loop jy? Hy sê, as ek jou herder is, dan lei ek jou in die spore van geregtigheid. Dan vat ek jou na die plekke wat reg is. Ek het 'n mooi slogan gelees, hy sê, wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it. God sê, het is maklik om te sê, die Here is my herder, dis 'n great psalm, maar as die Here jou herder is, dan lei hy jou op die regte pad, en die regte pad is nie die wêreldse pad nie. Dan staan jy op in 'n gemeenskap en sê, ja, dit is wrong. Alles wat jy doen is wrong. Ek is die enigste wat sal uitstaan. En baie keer gaan jy die enigste wat wees, sê, this is right. Dis die regte ding om te doen. En dan sê hy dit, hy doen dit nie om jou te onwe nie. Hy sê, ek lei jou op die regte pad tot eer van my naam. Jy dra die naam Christen. En as jy sê, die Here is my herder, dan lei hy jou op die pad wat reg is. En as daai pad, is jy nie daai regte pad loop nie, dan ruk jy sy naam. Dan is sy naam, dan is dit nie vir sy naam ontwil nie. Dis 'n interessante ding wat ons moet hoor. As hy sê, die Here is my herder, is baie persoonlik, né? Die Here is die gemeente se herder, en die Here is die wêreld se herder. En hy lei die wêreld, hy is in elk geval God oor almal. Maar die Here is my herder, is 'n baie persoonlike woord. Die Here is my herder, en hy lei my na waters waar rus is.
En hy is die een wat my siel verkoop. En hy is die een wat my in die regte paaie lei. Dis wat daar staan. Dis baie persoonlik. En daarom is vers 5 so mooi as hy sê, hy sê, u berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, en my beker loop oor. Die 83 vertaling sê, u laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. Ek sal hom anders wou geskryf het. Ek sê dit so wou geskryf het. Ek weet dat God berei vir my 'n tafel van oorvloed voor. En daar is geen teken van 'n teenstander of teëspoed nie. Dit is nie so nie. Hoor wat hy sê. Hy sê, ek berei vir jou 'n tafel voor in die aangesig van jou teenstander. Dit is asof jy sit en eet. En terwyl jy so sit en eet, is daar 'n skaduwee van iemand wat hier agter jou staan en jy sien, hy het 'n pistool in sy hand of 'n mes. Jy weet, my teenstander is nie weg. It's amazing. God weet, daar gaan teenstanders wees. God weet jy gaan versoek word. God weet jy gaan beproef word. God weet daar gaan mense wees wat vir jou slegte goed sê. God weet dit. Hy sê, dit help nie, ek sê vir jou, dit gaan weggaan nie, want die lewe, die sonde het gemaak dat hierdie goed daar is. Ek weet, dit is daar. Daarom berei ek vir jou 'n tafel voor, terwyl jy teenstand het. Nou is die tweede kopbesluit wat jy moet maak. Die eerste een is ons om te sê, ek maak 'n kopbesluit, die Here is my herder, en ek gee myself oor aan hom, om te sê, lei my na waters waar rus is, verkoop asseblief my siel, en bring my by 'n plek uit, waar ek die regte pad sal loop. Dis my begeerte vir 2019. Maar as 'n tweede kopbesluit wat jy moet neem, wie gaan jy toelaat om aan die tafel te sit saam met jou? Want hy sê hier, ek berei vir jou 'n tafel voor. It's a table for two. Dis 'n intieme tafel. Dis intiem jy en God. Dis wat hier staan. Hy sê, dis vir jou. Dis die prentjie wat ek het. En Dawid gebruik hierdie prentjie, so 'n mooi prentjie. Hy sê, jou hoof, ek gaan jou hoof vet met olie maak en jou beker laat oorloop. Dit beteken dat hierdie ouens het in die woestyn getravel en dan kom hulle by mense uit en dan gewoonlik het hulle vir die ouens olie gegee net om hulle voete bietjie te vee en hulle gesigte te was en dan gee hulle 'n glasie wyn dat hulle net kan afkoel. Maar hy sê, dis hoe ek werk. Ek gooi sommer jou hele kop en lyf vol olie sodat ek al die sere kan smeer en jy kan lekker beter kan voel. Man, en as jy wil nog 'n glasie wyn het, dit loop sommer oor. Ja, lekker met my kuier. Hier gaan ons kuier, sê hy vir jou. Lekker. Hier gaan vanaand, gaan jy nie meer moeg wees nie. Jy gaan uitgerus wees. God is so amazing, God. It's amazing om God te verstaan. Die prentjie wat ek het, is dat God sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek om jou te verslind. Dis 'n gegewe. Ek dek vir jou 'n tafel ten spyte daarvan dat die duiwel jou loop en soek. Dek ek vir jou 'n table for two. Die vraag is, gaan jy 'n stoel nader trek? Sê nou maar net, hier is nou 'n tafel vir twee. Hier is nou die derde stoel, hy staan daar aan een kant. So hier is die tafel vir twee. Gewonder of ek 'n tafel vir twee moet dek, want dink ek maar sal nie fair wees teenoor julle nie. So hier is 'n tafel vir twee, jy sit aan hierdie tafel. Maar jy moet vandag besluit om te sê, die tweede kopbesluit wat ek moet maak is dat daar gaan teenstand kom in 2019 en verder in die res van my lewe, gaan ek gefeis word met hierdie goed. Maar gaan ek toelaat dat iemand anders 'n stoel nader trek en hier by my kom sit, by my table for two. Want die duiwel gaan die hele tyd draai om 'n stoel nader te trek en by jou te kom sit in 2019.
Dis 'n realiteit. Hoe gaan ek weet? Daar's 'n paar goed wat vir jou gaan weet. Jy gaan dalk in 'n moeilike situasie kom, en dan gaan jy gedagte kry, ek gaan dit nie maak nie. Dit gaan nie deurkom nie. Ek moet miskien maar 'n ander vrou of 'n ander man kry. Miskien is hierdie ene nie goed genoeg vir my nie. Miskien moet ek maar 'n einde aan alles maak. Miskien moet ek maar 'n bietjie hier bedrog pleeg. Want ons het nie genoeg geld nie, ons maak dit nie. As ergens in jou kop 'n gedagte vandag is, ek gaan dit nie maak nie, dan het jy 'n tafel, dan het jy toegelaat dat iemand anderster aan jou tafel kom sit. Dink nou net, jy en jou vrou, of jy en jou man, of jy en jou girlfriend, of jy en jou boyfriend, of is nou hierdie intieme aandjie uit. Jy het hierdie tafel daar in die hoek geboek. Man, dis Valentine's aand. Dit is so mooi opgemaak. En jy face jou partner, en jy hou hande vas. Jy het vergeet daarvan, hè. Maar jy weet. En jy face mekaar. En jy stap 'n ander in. How's it? Jy is slim, hè? Amper sien ek iets. Daar sê. Dit is so mooi gewerk, né? Dis presies wat jy moet doen. Skop die stoel om en sê, laat jy daar lê. Waar is die skool, Rudy? Dis presies wat jy moet doen. Laat die stoel omval. Want hy gaan kom en hy gaan die stoel nader trek en sê, how's it? En dan begin hy met jou kop werk. Die tweede ding wat hy vir jou gaan sê is, jy is nie goed genoeg nie. Jy maak soveel foute. Jy is nie goed genoeg nie. Psalm 43, Jesaja 43 sê God, hy sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Jy is kosbaar. Kan jy vir 'n oombliekie dink het gou 'n oombliekie as dit in jou kop kom, jy is nie goed genoeg nie, dat die een wat saam met jou aan die tafel sit, het jou so goed genoeg geag, dat hy dood gegaan het aan die kruis, en nou sit hy by jou aan die tafel, en jy laat toe dat iemand anders jou norm raak, vir jou te sê, jy is nie goed genoeg nie. Wie is die norm om te sê, hoe goed jy moet wees? As God self al klaar besluit het, maar jy is goed genoeg. Jy is aanvaarbaar vir my, soveel aanvaarbaar dat ek dood sal gaan vir jou. En dan laat ons toe dat iemand 'n stoel nader trek en sê, om weer nader trek, om weer draai kom sit. Dan laat ons toe dat iemand kom sê, maar jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie goed genoeg. Vir God, hy is die norm. Hy ag jou goed genoeg. 'n derde teken van as die stoel nader getrek word, is dat almal is teen jou. Die mense kyk vir jou as jy instap by die kerk. Mense sê vir my, ja, maar hulle kyk vir my. Ek sê, ek weet nie. Maar kyk vir my. Hoe moet ek voel? As almal vir my kyk. Mense hou my dop. Hulle praat agter my rug van my. Ek is seker daarvan hulle is kinders van my. As dit jou mind cross, dan weet jy, daar is 'n stoel nader getrek. En dan sit daar iemand anders aan jou tafel, wat jou intimiteit met God kom versteur. 'n Ander teken is duidelik is dat hierdie ding van, ek sal dit so self uitsorteer. Ek gaan niemand iets vra nie, ek sal hierdie ding self, en niemand gaan my help nie, ek gaan dit self doen. Vra niemand iets, en ek skuld niemand iets nie, dan moet jy weet, dan is die Here nie jou herder nie. Dan is jy jou herder, en dat jy 'n stoel nader laat trek, en die duiwel by jou kom sit, en sê, sort uit man, jy het niemand nodig, nie eers vir God nie. Bekommernis, vrees, angs, as dit in jou hart is vanoggend, as jy so angstig is vir die toekoms, dan weet jy, daar sit iemand anders daar aan jou tafel. Maar dis nie van God af nie. God sê, sal jy deurkom. As daar by jou 'n kwaad is, of 'n hemerigheid, of 'n bitterheid,
in 'n onvergewensgesindheid, dan sit die duiwel solidly by jou tafel. Weet dit. As dit in 2019 gebeur, moet jy 'n kopbesluit maak om te sê, nou hy, this is a table for two. Ek en my herder lewe hierdie lewe. Ek gaan nie toelaat dat mense in my lewe kom en my lewe kom beïnvloed en negatief maak. Dis 'n konstante werk. En hoor wat gebeur dan. Vers 6 sê, net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot in lente van dae. Dis amazing as jy dit snap. As jy vanoggend 'n kopbesluit maak om te sê, ek gaan nie net hierdie mooi slogan hê, ergens op my rekenaar sit of ergens op my ouma se uitgewerkte tapisserie gaan ek hierdie gedagte hê, of Psalm 23, Here is my herder nie. Dis nie net 'n slogan nie, dis nie net 'n nice psalm nie, dis 'n verklaring wat ek maak. As jy daai verklaring maak, dan sê hy, net goedheid en guns van God sal jou agtervolg, en daai goedheid beteken nie moeilikheid nie, dit beteken in die diepste moeilikheid, kan ek nog steeds weet, God is goed. Sy goedheid is agter my, hy agtervolg my, hy het my gegryp. Kan nooit sal jy sonder God se goedheid wees nie, en as die slegste goed met jou gebeur, moet vir geen oomblik dink, God is nie goed nie. Dis wat hy sê. As jy daar sit en jy weet, maar wow, hierdie is slegte nuus. Dan is die eerste gedagte wat met jou opkom, maar die Here is my herder. Ek sal niks kort kom nie. Hy sal my lei deur die dal van doodskaduwee. En hy sal vir my 'n tafel voorberei waar ek oorvloed het. En sy goedheid sal by my wees in die moeilikheid. Hierdie psalm is nie geskryf om ons uit die moeilikheid te kry nie. Dis om vir ons te help in die moeilikheid. Dis wat daar staan. En dan sê hy 'n amazing ding, tot in lente van dae. Want elkeen van julle het 'n expiry date. Daar gaan 'n dag kom wanneer jy deur die dood moet gaan. Dan is God klaar daar. Hy sê tot in lente van dae, vir alle ewigheid sal ek by jou wees. Altyd. Soos jy die psalm gelees het, en het jy die psalm gehoor, moet jy volgens my net hierdie vraag antwoord, wie is jou herder? Wie is jou herder op die oomblik? As dit enige iemand anderster as God is, dan is daar disaster oor jou geskryf. En ek is nie 'n doemprofeet nie. Want dan gaan daar 'n tyd kom, wanneer jy in groot moeilikheid kom, en dan gaan jy sê, ek gaan nie hier deurkom nie, almal is teen my, ek gaan self uitsorteer, los my net uit. Dis disaster. Dis onrus, jy gaan eindig met 'n in die einde van die dag moeg, onrustig, onvrede, ontevrede. As die Here nie jou herder is nie. As jy kies om oggend te sê, nee, ek wil nie daai stupid fout maak nie, ek wil kies vir God as my herder, dan moet jy hom toelaat dat hy jou lei. Dat hy jou laat lê, dat hy jou lei, dat hy jou siel verkoop, niks anders dan nie, dat jy sê, hy lei my in die paaie van geregtigheid, en niemand anders dan nie. En as daar teenstand kom, dan weet ek moet 'n keuse maak, of ek 'n stoel gaan nader trek, of iemand toelaat om vir my te kom sê, hoe sleg is ek, of hoe die situasie gaan eindig, ek gaan weier, want die Here, ek maak 'n kopbesluit, is my God, en ek gaan nie toelaat iemand in ons table voor toe sit nie. Dis 'n maklike ding om te sê, maar dis wat dit is. Dan sal jy aan die ander kant uitkom. So mag God jou help in 2019, om voortdurend elke dag hierdie besluit te maak. Ek sê, ek stap hierdie dag aan, die Here is my herder, ek gaan nie toelaat dat iemand 'n stoel nader trek nie. En as daar negativiteit en negatiewe mense in jou lewe is, stap weg. En begin 'n table voor toe, beskerm dit. Sê, my stilte tyd, my tyd met God is dit wat my gaan deurdra. Niks anders dan nie. En dan sal goedheid en guns al die dae by jou wees. En dan kan ek vir jou sê, voorspoedige 2019. Kom ons bid. Here, ek maak 'n keuse vanoggend om te sê, U is my herder. Lei my asseblief, laat my lê by U in rus, en lei my na waters van rus, en verkoop my siel, en lei my op die paaie van geregtigheid. En Here, terwyl ons daar in die dal van doodskaduwee is, weet ek, U sal my beskerm.
U ry reeds my tafel voor, die lewe het my tafel voorberei, maar ek weier om aan daai tafel te sit, ek sit by u. En ek kies om te sê, geen ander stoele by my tafel nie. Mag dit vir elkeen van ons so wees. In hierdie jaar. Dat ons sal konstant dink. Ek neem hierdie besluit. Dit is 'n slegte dag by die werk. Dit is 'n slegte dag by die huis. Dit is 'n slegte dag by die unie of by die skool. Dit is 'n slegte dag tussen my vriende. Ek voel sleg, ek het slegte nuus gekry. Maar die Here is my herder. En ek gaan nie iemand toelaat om 'n stoel nader te trek nie. Ek bid dit in die naam van Jesus wat gesê het, ek is die goeie herder. En ek ken my skape. Ek ken hulle by die naam. Ek ken ons. Ons bid dit in die naam. Amen.